omdat hy ook aan die kruis gesterf het. Nou kan hy dalk na sy lewe kyk en sê, hoekom kry ek so swaar? Hoekom gebeur dit met my? Hoekom dit en hoekom dat? Maar op die einde van die dag, hy het betaal vir sy sonde. Hy het daar gehang, hy het iets gedoen. En die Romeine het gesê, sy straf is, hy moet gekruisig word. Maar, daar hang hy langs Yeshua. Ek dink, eendag as ons gaan uitvra oor dit, ons gaan met hom praat. En vir hom sê, nou wat het gebeur? Dan gaan hy sê, dis hoe ek my lewe gelei het, en ek het Yeshua hier gesien, maar ek het dit daar's gedoen, en ek het daai verkies, maar op die einde van die dag het God het so bewerk, dat ek wragties langs die Messia aan 'n kruis hang, en ek kon hom smeek vir genade, en ek kon my geloof teenoor hom uitspreek, en hy het my siel gered, net daar aan die kruis. Dink jy dat 'n mooi getuienis van dit nie wees nie? Want dis wat gebeur het. Ek meen, hoe toevallig dat hy langs Yeshua sterf, en hoe toevallig dat hy veroordeel is om aan 'n kruis te hang, en is daai dag, daai plek. Hierdie is vir ons 'n baie groot illustrasie van die hoorders van die evangelie van die saligheid van ons siele, want daar hang die saligheid van ons siele aan 'n kruis, en weerskante van hom, hy het nie aan 'n kant gehang nie, hy het weerskante van hom hang, een wat verstandig is en een wat onverstandig is, een wat dit aangryp, een wat dit verwerp. En vandag word die evangelie verkondig, en dit is die twee gehore wat daar is. En dis Peter wetig, en hy is by die bron, en hy sê, nee wat, dis benede my. Ek het niks nie, ek is so verslaan, dis net nie waar nie. Hulle het my in 'n kruis opgehang om die dood te gaan, van pyn, maar ek stel nie belang in die verlossing. Dis hoe dwaas die mensdom is, is onverstaanbaar. En aan die ander kant hang iemand wat sê, asseblief wees my genadig. Dis eintlik die twee weë geïllustreer in 'n prentjie.